Your name is greatly to be praised, Lord, this morning. Ons sing vanoggend, Here, Jehovah Jireh, God our provider. Jehovah Nissi, God our banner. Jehovah Shalom, God our peace. Johannes verklaar u vanoggend Jesus in die woord, die leeu uit Judas stam uit God. En ons eer u vanoggend Jesus. Aan u vanoggend, Here, die hoogste eer, die hoogste lof, die hoogste prys en die hoogste aanbidding, Here. Baie dankie vir u teenwoordigheid hier vanoggend, Here Jesus. Ons wil vanoggend vra, Here, dat u van sitplek na sitplek sal beweeg, Here. U ken elke behoefte vanoggend, Here. En ons vra, Here, dat u sal voorsien, dat u sal onderneem en dat u sal genees. Daar soveel van ons mense vanoggend hier nie wat siek is, Here. Ons dink in besonder vanoggend aan Tannie Margaret, ons dink besonder vanoggend aan Piet, Here, en ons dink besonder vanoggend, Here, bid ons ook vir Pastoor Dirk en sy vrou, Here, met die afsterwe van hulle jongdogter, Here. Ons eer u vanoggend, Jesus. Ons vra, Here, dat u hulle harte sal vasgryp, Here, dat u hulle teen die boesem sal vasdruk, dat hulle u teenwoordigheid tasbaar sal voel, Here, want u woord sê, my God, u is saam met ons tot aan die volleinding. U gaan ons nie begewe nie, u gaan ons nie verlaat nie, Here. Jesaja 53:5, deur die wonde van Jesus is daar vir ons genesing, Here. Ons eer u vanoggend, Here, en die volk van die Here sê, Amen. Baie dankie, kan ons die plekke neem, ons gaan vir hy die kans gee. Ek het gevra om ons 'n lied te doen, I surrender all. En ek wil vanoggend vra, gee oor vanoggend, surrender all. Want ons weet vir God is niks onmoontlik nie. Met ons God loop ons 'n wendestorm, met ons God spring ons oor 'n muur. Net voor ek straat lees ek weer die verhaal van verlore seun. As ons kyk die verlore seun se verhale, kyk ons kom na die vader wat die verlore seun teruggevaar. Maar gisterand die Here vir my so opgemaak. En dit was so mooi met ons voor die jong vrou met asweer. Daai verlore seun al die varkloop gesien. En hy word ons op die trots gehad. Moes hy iets doen voordat hy sy vader se vergifnis kon kry. Hy moes 'n besluit maak. Sê, ek is nie werd. Ek moet die besluit. Ek moet die besluit neem om terug te my vader. En die vader kon hom nie terugneem as hy die besluit het om te sê, ek gaan terug na my vader toe gaan. En vanoggend wil God, jy moet daar besluit maak, sê, Here, I surrender. Ek wil net iets sê voor ek verder gaan, en vir jou sê, dankie vir jou gehoorsaamheid. Ek bedien vanoggend oor die verlore seun, en hier is bevestiging vanoggend. Ek het tot gisterand terwyl ek besig was om voor te berei, toe dink ek, Here, is dit regtig, hierdie boodskap regtig van U af? En nou weet ek, is absoluut van die Here af. Dis 'n bevestiging vanoggend. I surrender all. To Jesus, I surrender. All to Him, I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence, then I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
Sê gou vir die ou langs jou, when mercy walked in. When mercy walked in. En ek wil vanoggend hê ons moet onsself voorstel in hierdie groot hofsaal met God as die regter, die Vader as die regter, en ek dink ons almal staan vanoggend skuldig voor God. Amen? Is daar vanoggend hier iemand wat sonder sonde is, wat sonder foute is, wat as ons vanoggend sê ons is sonder sonde en ons is sonder foute, dan lieg ons vir onsself en ons lieg vir God. Amen? Want niemand van ons is sonder sonde nie. Stel jouself voor in hierdie groot hofsaal met God as die regter. En jy word aangekla van al hierdie dinge wat ons so daagliks verkeerd doen. Staan ons vanoggend skuldig? Absoluut. Ek staan skuldig voor God vanoggend. Want as ek nie skuldig gestaan het voor die Here nie, dan was ek nie vanoggend hier nie. Amen? As jy nie vanoggend skuldig gestaan het voor God nie, dan was jy nie vanoggend, dat jy nie nodig gehad om hier te wees nie. Do I stand guilty before God this morning? Oh, but when mercy walked in and my case was pleaded, I was found not guilty through the blood of the Lamb. Amen. Die oomblik toe Jesus instap, toe word jy onskuldig bevind deur die bloed van die Lam. Amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vanoggend? I was set free because Jesus walked in. En hy is vanoggend hier. Amen. Hy is hier in ons midde, hy het ons 'n belofte gemaak. Hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want ek los vir julle die Trooster, die Heilige Gees, die Parakletos, die Ruach Kadesh, los ek vir julle agter wat julle helper gaan wees en wat altyd saam met julle gaan wees. Amen. Hy is vanoggend hier in ons midde en ons heet hom vanoggend. Ons heet vir Jesus welkom vanoggend hier as eregas. Meaning of mercy, die betekenis van genade, compassion of forgiveness, shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm. Wanneer ek dink aan my aardse pa en ek wil weer eens vir hy dankie sê vir sy gehoorsaamheid, want toe hy dit noem vanoggend, toe bevestig die Here net dat hy maak nie foute nie. Amen. Die Here maak nie foute nie. Al wat ek en jy moet doen, we have to surrender. Ons moet oorgee en sê, Here, laat U wil in my lewe geskied. Wanneer ek praat van my aardse pa, dan dink ek aan 'n man wat so omgegee het vir sy kinders. Dink aan jou eie pa vanoggend, 'n man wat so omgegee het vir sy eie kinders, 'n man wat die wêreld sou versit het vir my. Hy sou die wêreld vir my versit het. Hy het altyd ook 'n oor gehad om te luister. En hy het altyd vergewe wanneer ek hom teleurgestel het. Is dit nie so nie? My pa het my altyd vergewe. Hy het my altyd sy arms gevat en gesê, weet jy wat, dit is fyn. Dit is reg so. Ons hou ons oë vestig ons op die Here. Amen. Die psalmskrywer sê in Psalm 121 sê, slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons weet, ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. As ek my pa 'n vis gevra het, sou hy nie vir my 'n slang gegee het nie. Amen. As ek vir my pa 'n eier gevra het, sou hy nie vir my 'n skorpioen gegee het nie. Amen. Dan lees ons verder in Lukas 11, as julle wat sleg is, weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Amen. Nog baie meer as wat jou aardse Vader vir jou hier sal doen en gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Het ons 'n behoefte vanoggend
is daar 'n behoefte in jou hart vanoggend, is jy reg om te surrender en te sê, Here, neem u regmatige plek in my lewe in. In vers 9 lees ons, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Hy sê, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Ons is besig by ons huissel en Antie is besig om met ons te deel oor die belangrikheid van gebed. Ons glo en ons weet vanoggend dat gebed verander sake. Amen. Die Here sê, kyk, ek staan by die deur en klop. En ons het woensdag aand het ons daaroor gesels by onsself. Die Here sê, ek staan by die deur en klop. En vir hoeveel jare het die Here al in jou deur geklop, en het die tyd geword om te surrender, om oop te maak en te sê, Here, kom in, kom hou met my maaltyd en ek met u. Jy sê, maar daardie deur het net een handvatsel, en daardie handvatsel is aan ons kant. Amen. En ek moet daardie deur oopmaak. Ek het pastoor Leon praat, hierdie week praat ons, en hy sê vir my, hy gaan na 'n man toe, en hy vra vir die man, kan ek vir jou bid? En die man sê vir hom dadelik, nee, moenie vir my bid nie, want ek glo nie. Ek is 'n ateïs, ek glo nie. Moenie vir my bid nie. Ek staan by die bed, en ek het al hoeveel keer met julle gedeel, ek wil vanoggend weer vir julle sê, ek en my seun John staan by die bed van 'n man wat besig is om te sterf, en ons sê vir hom, ons sê, gee jou hart vir Jesus, gee vir Jesus 'n kans, en sonder om te twyfel sê hy vir my, nee. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En sien, hierdie mense moet een ding besef, in die wêreld moet een ding besef, dat Jesus sê in Johannes 14, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kolossense 3 vers 17 sê, alles wat ons doen in woord en in daad, hy sê, doen dit in die naam van Jesus, en verheerlik die Vader deur hom. Dan gaan ek en Elsie, ons gaan bid vir Piet en vir Phyllis by hulle huis, so 'n paar weke terug. En vir my so amazing gewees, toe Piet vir my sê, ek wil net weer recommit. Ek wil net weer my hart vir Jesus gee. Die woord van God sê, neem jou kruis op daagliks. Amen. Neem jou kruis daagliks op. En hy sê vir my, hy sê, Dion, ek wil weer recommit. Kan ons vanoggend weer recommit? Amen. Ons raak so besig met die dinge van die wêreld, dat ons die God, wat hierdie wêreld geskaap het, van hom vergeet. Tyd dat ons weer recommit, soos Piet gedoen het. En Piet bid weer, en hy sê, Here, ek gee vandag weer my hart vir u opnuut, Here. Ek wil 'n pad met u stap, Here. Skryf weer my naam, Here. Skryf my naam, Piet, in die boek van die lewe. Is jou naam vanoggend geskryf in die boek van die lewe? Amen. Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Om Leon het altyd gesê, weet jy dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. Kan ons vanoggend weer ons harte vir Jesus gee? Ek wil weer my hart vir Jesus gee. Romeine 10 vers 9 en 10 sê die woord vir ons, hy sê, as ons die Here Jesus met ons mond bely en met ons hart glo dat die Vader hom op die 3de dag opgewek het, dan sê die woord, dan sal ons gered word. Handelinge 2 vers 38 sê die woord vir ons, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. Hy sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek wil vanoggend wil ek met julle gesels oor 2 verlore seuns. 2 verlore seuns. Die eerste
seun vind ons in Lukas 15, en ek wil net vir my die woord oopmaak, in Lukas 15, ons gaan lees vanaf vers 11. Ate gaan dit ook op die bord vir ons sit hierso, as julle kan net volg daarso, as jy nie jou Bybel by jou het nie. Lukas 15 en ek lees vir ons vanaf vers 11. Die opskrif daar, gelykenis van die verlore seun. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het vir homself, hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. En ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Kan ons weer vanoggend ons harte vir Jesus gee? Amen. Hy wil jou herstel in al jou glorie. Is enigiets vir hom onmoontlik vanoggend? Nee. Hy sê, en bring vetgemaakte kalf en slag dit en gee en laat ons hy sê, bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind en hy het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie, sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Amen. Here, baie dankie vir die geleesde woord vanoggend, Here. Ons vra nou, Here, dat die woord op ons harttafels geskryf sal word, Here. Die woord wat die waarheid is, Here, en die waarheid wat ons vry maak, Here. Laat u woord vanoggend soos 'n heuningkoek in ons mond wees, Here.
Ons eer die Here in Jesus naam. Amen. Die eerste verlore seun vind ons dan in Lukas 15 vers 11 tot 32 wat ons nou gelees het. En wanneer ons kyk na die verhaal van die verlore seun, dink ek aan die verhaal van die verlore skaap. Jesus los die 99 skape en hy gaan soek daardie een wat verlore was. En wanneer ons bietjie gaan dieper kyk in die verlore skaap, dan sal ons sien toe die herder daardie skaap gevind het hy daardie skaap se been teen 'n klip gesit en hy het op hom getrap om daardie skaap se been te breek en hy het daardie skaap op sy skouers getel en hy het daardie skaap gedra en hom gaan versorg. Amen. Hy het hom gaan versorg. Die Engels praat van the prodigal son. Wat is 'n gelykenis? Jesus gebruik 'n gelykenis hier, en 'n gelykenis is 'n aardse gebeurtenis met 'n hemelse betekenis. Ons lees ook in Lukas 15 van die verlore penning of afgedwaalde skaap. Op 'n dag kom die verlore seun op daardie stadium nie vervloek nie, maar verward en onseker. Hoeveel keer was ons nie al verward en onseker in ons lewe nie? En hoeveel keer het ek nie al sulke besluite in my lewe geneem, wat daardie jong seun geneem het nie? So ek kan hom nie kruisig vanoggend nie, want ek staan ook skuldig voor God. Ek staan in daardie hofsaal vanoggend, staan ek skuldig voor God. Ek het net soveel verkeerde besluite in my lewe geneem, maar gelukkig en deur die genade van God het hy my gestop in my voetspore. Amen. Ek kan ook opgeëindig het in daardie varkhok en ook 'n behoefte gehad het om daardie pere van daardie varke te eet. Maar deur die genade van God, when mercy walked in. So op 'n dag kom die verlore seun op daardie stadium nie vervloek nie, maar verward en onseker, en hy sê vir sy pa, hy is nou moeg om by hom te bly en soek sy erfbosie, want hy wil sy eie dinge gaan doen. Amen. Het ons op 'n stadium in ons lewe gekom, ek kan onthou toe ek my hart net vir die Here gegee het, Johan, dit was 'n ou so in die brand vir die Here, is dit nie? Jy sou berge versit het vir die Here, jy wou net vir mense vertel het. Het ons afgekoel? Het ons nodig om weer terug by die voete van ons Vader te kom? Het ons nodig om net weer ons harte vir Jesus te gee? Het ons nodig om net weer te recommit vanoggend? My pa sal my nie weer sien nie, was die gedagtes wat hierdie kind mee rondgeloop het. My pa sal my nie weer sien nie. Hierdie wêreld bied soveel. Nagklubs en lekker drink en dronk word en losbandige lewe gaan lewe, en dis wat hierdie wêreld bied. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek dink as ons oor daardie seun kon praat vanoggend, gaan hy ook vir ons sê dat hierdie wêreld bied vir ons niks. Die sê die woord van God sê 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Was ons ook jong? Ja, baie van hierdie dinge self gedoen. Amen. Tot ons tot bekering gekom het. Want wat gebeur dan? Wat is bekering? Is wanneer ons 180 grade ommekeer doen en die dinge wat ek gedoen het, dit doen ek nie meer nie. Amen. Gaan ek nog foute maak? Absoluut. Jy gaan nog foute maak. En dis hoekom 1 Johannes 1:9 vir ons sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Want ons gaan nog foute maak. Ons is nie sonder foute nie. En sonder sonde nie. Ek kan onthou, ek was omtrent so 11 of 12 jaar oud, ek kan nie presies onthou nie, toe het ek my hart vir die Here gegee, in Primrose, in Pansy Straat, voor my ouma se huis, het my neefie my na die Here toe gelei.
Maar weet jy wat gebeur toe? Toe begin ek werk. En toe verander al die dinge. En ek begin presies doen wat die jongman gedoen het. Sien hierdie wêreld bied soveel. Ons mis soveel om kinders van die Here te wees. Nee, nie so nie. Ons mis as ons nie kinders van die Here is nie, mis ons. Amen. Vriend van die wêreld, 'n vyand van God. Sien, ons kan nie God en Mammon dien nie. Josua sê, hy sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Die verlore seun het volgens die Bybel losbandige lewe. Wat is losbandigheid? Volgens Japin is losbandigheid volgens die Bybel die oortreding van die gemeenskap en samelewing se morele of etiese norme en kom neer op 'n algemene wetteloosheid wat ook spesifieke sake soos dronkenskap en seksuele losbandigheid ingesluit het. Jy sien die oomblik toe hy besluit om sy vader een kant toe te skuif vir die plesier van die wêreld, toe beleef hy tragedie op tragedie sonder dat hy dit besef. So ek het al gedeel daaroor, God het 'n perfekte wil en hy het 'n toelaatbare wil. Ons dien 'n God van liefde en hierdie pa, omdat hy lief was vir sy seun, het hy sy seun toegelaat om te doen. Hy kon nie sy seun forceer het nie. Jy sien, sy seun was op 'n ouderdom gewees wat hy sy eie besluite kon neem. En omdat hy 'n pa van liefde was, omdat ons 'n pa, God van liefde, 'n pa van liefde dien, gaan hy ons toelaat. En dan beweeg ons uit sy perfekte wil uit. Tot 'n dag wat hy wakker word in die varkop, waar hy moes werk, omdat hy al sy wêreldse rykdom verspil het. Sien, geld kan nie koop wat God vir my en vir jou instoor het nie. Geld kan nie my verhouding met God koop nie. Ons sien daagliks mense wat as gevolg van hulle verkeerde besluit wat hulle geneem het, buite God se perfekte wil. Amen. Ons sien dit daagliks. Soveel van my vriende wat soveel verkeerde besluite in hulle lewe geneem het, en ek wil vanoggend vir jou sê, as God vir my iets instoor het en vir my toestemming gee om sekere dinge te doen, is dit nie te sê God gee vir jou daardie toestemming nie. Ek sit in my huis nadat die Here vir my duidelik antwoord gegee het dat ek kan bedank en ek kan my eie besigheid begin. Sit ek in my huis en 'n man kom sit daar en hy sê, ek het ook by die man daarbo gehoor, en toe weet ek, hy het nie by God gehoor nie, want hy disrespect God. Ons praat nie van die man daarbo nie, ons God het 'n naam en sy naam is Jesus. Jy moet seker maak, jy het by Jesus gehoor. Daardie man het alles verloor. Hy sê, roep my aan en ek sal jou uittrek. Psalm 91 sê, onder die beskerming van die Allerhoogste. Psalm 23 sê, die Here is jou herder. Wat doen 'n herder? 'n Herder het voor die skape uit beweeg, en wat het die skape gedoen? Hulle het hom gevolg. Amen. Ek het in 2011 het ek amper 'n baie groot fout in my lewe gemaak, maar Jesus het ingeloop en my in my voetspore gestap. En vandag eer ek hom daarvoor. Jy sien, ek kon uit sy perfekte wil vir my kon ek beweeg het. Ek kon uit daardie perfekte wil kon ek beweeg het. En het ek dit gedoen? Ja. Ek het in sy toelaatbare wil het ek gegaan, maar God het my vinnig, het hy my oortuig, dat hou jou oë op my gevestig. Die wêreld bied vir jou niks. Dien ons 'n groot God en 'n amazing God. Amen. Dink aan jou eie lewe vandag. Jy sien hierdie verlore seun het verlang om sy maag te vul met die pele van die varke en selfs dit het niemand aan hom gegee nie. Die wêreld het selfs nie eens die pele van die varke vir hom aangebied.
evil. Geld. Sy geld het hierdie jongman se lewe heeltemal verander. En hy het gedink daai geld gaan vir ewig hou en hy kan nog geniet, maar die oomblik toe sy geld klaar is, toe al die vriende van hom wat hy geëntertain het met daai geld, is toe weg. En hulle bied nie eens vir hom die pele van die vak aan. Terwyl die Here vir ons sê, vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Hy dink hoe lekker hy dink toe hoe lekker die huurlinge dit onder sy paai het en hulle klere en hulle kos en hier lê hy in 'n varkhok sonder kos en vergaan van die honger. Amen. Waar het ek en jy nodig om uit te kom by die voete van Jesus? Is dit nodig om by die voete van Jesus uit te kom? Hoekom bevind hy hom in hierdie situasie? Hy het 'n verkeerde besluit in sy lewe geneem en Elsie sê altyd vir my, een verkeerde besluit kan jou hele lewe verander. Een verkeerde besluit kan jou hele lewe verander. Ek praat met 'n vriend van my en hy sê vir my dat hy so 'n paar jaar terug het hy besluit geneem in sy lewe om 'n sekere ding te doen, om te trek vanaf die dorp waar hy gebly het na 'n ander dorp toe en daar 'n besigheid te gaan begin en hy sê dat hy het by die Here gehoor en die Here het hom toestemming gegee en hy toe na hierdie dorp toe getrek en 6 maande later toe hy terug in die dorp waar hy was en hy besef dat hy nie regtig by die Here gehoor nie. Amen. Het jy regtig by die Here gehoor? Het jy regtig by die Here gehoor? Jy sien, baie keer gaan ek sê ek het by die Here gehoor, want dit pas my. Is dit nie so nie? Ek wil 'n sekere dinge in my lewe doen. Ek wil my eie besigheid begin en ek het by die Here gehoor, want dit pas my. Ek het by die man daarbo gehoor, jy het nie by die Here gehoor nie. Jy het nie by die Here gehoor nie. Maak seker, kry bevestiging. Bid oor die saak. Laat broertjies en sissies in Christus saam met jou bid oor die saak. Moenie 'n besluit neem sonder Christus nie. Maar baie meer belangrik as sy verkeerde besluit hy om terug te keer na sy Vader toe. Amen. Gaan ons harte vir die Here weer gee vanoggend. Gaan ons weer terugkeer na die Vader toe en sê, Here, ek het U meer nodig as ooit tevore in my lewe. Ek wil myself recommit vanoggend, Here, en ek wil vra, Here, dat U my swakke hand in die sterk hand sal neem en my sal lei, Here. Laat elke tree wat ek van hierdie dag af sal gee, dat dit 'n tree in oorwinning sal wees. Want met U aan my kant loop ek 'n bendestorm, met U aan my kant spring ek oor 'n muur. Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Hy staan toe op, wat doen hy? Hy staan op. Hy's reg om te surrender, waar ons gesing het vanoggend. Hy's reg om oor te gee. Hy staan op en gaan terug na sy Vader, wat dag na dag oor die horison gekyk het, totdat sy seun terugkom het. En daardie dag toe hy daar oor die horison kom, en hy sien daardie stoffie, wat so op die horison so opskop, toe weet hy, sy seun is op pad terug. En wat doen hy? Hy hardloop sy seun tegemoet, met oop arms, en hy verwelkom hom terug. Hy verwelkom hom terug. Ongeag, maak die saak wat ek en jy in ons lewe gedoen het, en maak die saak wat hierdie verlore seun gedoen het nie. Die Here nooi ons uit, kom dat ons die saak uitmaak. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit wees soos wol. Dit sal wit wees soos sneeu. Sy pa ontvang hom met ope arms. Met ope arms. En hy herstel hom in al sy glorie.
Glo ons vanoggend dat enigiets vir God onmoontlik is? Niks is vir die Here onmoontlik. Niks is vir die Here onmoontlik nie. Hoor hoe my sê, Pa, sal jy my asseblief vergewe? En wat sê die Here? Jy is vergewe. Jy is vergewe. Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na dit wat voor in Matteus 18 vers 11, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Sien, die wêreld het hierdie jong seun met oop arms ook verwelkom, soos sy pa hom terug verwelkom het. Was dit hierdie pa se perfekte wil vir sy seun? Nee, beslis nie. Maar omdat hy hom lief gehad het, het sy pa hom laat gaan. Hy het hom in sy toelaatbare wil laat inbeweeg. Toe sy erfgeld klaar is, word hy deur hierdie wêreld verag en vind hy homself in 'n varkhok met 'n behoefte aan die peper van die varke om sy maag te vul. Maar die oomblik toe hy kies, toe verander sy omstandighede radikaal, toe hy in sy pa se liefdevolle arms val. Kan ons vanoggend surrender en net in die arms van Jesus val vanoggend. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uitred. When mercy walked in, and my case was pleaded, I was found not guilty through the blood of the Lamb. Nou kyk ons na die tweede verlore seun vanoggend, die man wat langs Jesus op die kruis gehang het. Amen. Die man wat langs Jesus op die kruis gehang het. Hoekom sê ek hy was verlore tot en met ons Jesus bely het, soos die jong man gedoen het? Was hy verlore? Tot ek en jy Jesus bely en hom aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker, wil ek vir jou vanoggend sê, is jy verlore, want Jesus is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. Blaai vir my na Lukas 23. Ons lees vanaf vers 39 tot 45. Julle moet vir my sê as ek te lang preek. Ons het nou die aand by die jongere by die self toe praat ons oor Paulus wat eendag so lang gepreek het, dat een van die mense wat sy preek bygewoon het, in die venster het geval en het hom doodgeval daaronder. Want Paulus het net aangehou en aangehou, nie opgehou nie. Was Paulus gewees, nee, Attie? Ek dink so, ja. Ja. En hy het hom doodgeval daaronder en hulle gaan vir hom gaan bid en hy het weer lewendig geword en hy het net weer aangegaan met sy preek. Maar ek dink toe die man nie in die vensterbank gaan sit. Lukas 23, ons lees daar vanaf vers 39 tot 45. Hy sê, een van die kwaaddoeners wat opgang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons is toch rechtvaardiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur
geskeur. En dan sê die 46 vers sê, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Jy sien, wat het gebeur met hierdie verlore seun, toe hy daar oor die horison kom, met sy pa met uitgestrekte arms, het hy na hom gehardloop, en hy het hom ontvang. Wat doen Jesus met hierdie man, wat langs hom hang, wat hom bely as die seun van God? Jesus ontvang hom met oop arms. Yes. Ontvang Jesus hom op daardie oomblik, terwyl hy aan daardie kruis vasgespijker is. En wat so amazing is, terwyl Jesus op daardie oomblik, op daardie houtkruis gehang het, met sy arms oopgespaak, was my en jou naam geskryf op sy handpalms. Amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vanoggend? Hierdie man wat besig was om te sterf, wat sy bene sou enige tyd gebreek geword het, en hy sou gesterf het op daardie houtkruis. Hy draai na Jesus toe en vra om vergifnis, en Jesus neem hom aan. Amen. Jesus neem hom aan. Met oop arms ontvang hy hom. Met oop arms staan hy vanoggend vir my en vir jou. Hy wag vir ons. Amen. So die verlore seun deur sy pa met oop arms verwelkom Jesus hierdie dief met oop arms. Kan ons sien dat dit nooit te laat is om terug te keer na Jesus toe nie. Amen. Dit is nooit te laat nie. As jy vanoggend hier sit en jy nog nooit jou hart vir Jesus gegee het nie, dan weet ek nie wat anders gaan jou hart verander om dit te doen as hierdie woord wat jy vanoggend hoor nie. Amen. Jy sien hierdie wêreld bied vir ons niks. Het jy nie genoeg van die pere van die varke geëet nie? Het jy nie lang genoeg in daardie vark ook gelê nie? Dis tyd dat jy Jesus 'n kans gee. Dis tyd dat ons weer onsself recommit en sê, Here, ek gee weer my hart vir U. Ek gee weer my hart vir U. Sê nie ons werke nie. Ons gaan nie gered word deur ons werke nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dink aan my Here, wanneer U in die koninkryk kom. U sien, hy was bewus van sy skuld en van Jesus se onskuld. Hy was bewus van sy skuld en van Jesus se onskuld. Hierdie misdadiger het Jesus soos 'n koningskap waarmee Pilatus Jesus wil spot. Hier hang die koning van die Jode, was daar 'n bord voor bo Jesus se kop vasgeslaan. Hierdie man het dit ernstig en gelowig opgeneem, want dit was so. Amen. In die eerste plek vind ons 'n seun wat van beter geweet het en dan weer terugkeer na sy vader toe en nie weggewys word omdat hy 'n verkeerde besluit geneem het nie. Jy sien, Jesus gaan ons nooit wegwys nie. Hy gaan ons nooit wegwys nie. Jy sien, ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wat gaan ons net vir die Here sê wanneer ons voor hom staan? Here, ek het goed gedoen hier op aarde, Here. Ek het vir die armes gegee, Here. Ek het elke dag, Here, dat ek vir mense gaan bid. Weet jy wat gaan ons vir hom moet sê? Net deur U genade, Here. Net deur U genade, Here. Here, ek het U aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Here, ek het op daardie dag het ek in Westdien in daardie kerk het ek my weer self gerecommit en gesê, Here, ek gee weer my hart vir U, Here. Net deur U genade. Net deur U genade.
Sê ons is hier omdat ons Jesus nodig het. Hy ontvang sy seun met oop arms. En ek is baie seker uit daai woordigheid, welkom terug, my seun. Ek het na jou verlang. Jy sien, daar's 'n verlange in Jesus se hart. Daar's 'n verlange in God se hart vanoggend vir my en vir jou. Hoekom het hy die mens geskape? Hoekom het hy die mens geskape? Hoekom het hy vir Adam en Eva geskape? Want hy wil hou in verhouding met die mens lewe. Daar's 'n begeerte in sy hart vanoggend om in 'n verhouding met jou te lewe. Hy ontvang sy seun met oop arms. Wat gebeur nadat ek my hart vir Jesus op 'n baie jong ouderdom gegee het? Ek dwaal 'n paar jaar later weer af. En in 1997 doorgekom ek. En ek gee my hart weer vir Jesus. En ek en Elsie begin 'n pad stap met die Here. Amen. Aan ons kant. En het ons eendag teruggekyk, ons het nog nie eendag teruggekyk nie. Want ons hou ons oë gefestig op die derde. Want ons weet waar ons hulp vandaan kom. Van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Die man op die houtskruis, terwyl hy hang en besef dat as hy sonder hierdie Jesus sterf, hy verlore gaan wees. Jy sien, ek kan jou nie oortuig vanoggend nie, maar die Gees van God, die Heilige Gees, die Trooster, die Ruach Kadesh, die Parakletos, kan jou oortuig vanoggend van God se liefde. Ek kan jou oortuig. Ek bring vir die woord, ek is net die spreekbuis. Die Here doen die werk. When mercy walked in, and that thief's case was pleaded, he was found not guilty through the blood of the Lamb. Vra die musikante so om vorentoe kom. Daar lê nog niemand buite nie, nee. Ek is amper klaar. You see, it became time that we take back what the enemy stole from us. Ek het eendag bedien oor, we have to go back to the enemy's camp and take back what he stole from us. Johannes 10 vers 10 kom Jesus self en hy sê, die dief kom om te steel en te verwoes en te slag. Hy sê, maar ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Abundance. Is daar 'n begeerte vanoggend in jou hart? Are you ready to surrender? Is jy reg om vanoggend oor te gee? Is jy vanoggend reg om net weer te recommit? Want Jesus staan vanoggend met oop arms. En hy sê, kom laat ons die saad uitmaak. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit wees soos sneeu. Vanoggend vir jou sê, verlang genoeg, het jy daar die vark ook gelê, en begeer om te eet van die pele van die varke. Kan ons leer uit hierdie man wat langs Jesus gehang het, kan ons leer deur die belydenis wat hy gedoen het. Te sê, Here, ek het U nodig. Ek kan nie meer nie, Here. Here, ek is besig om te sterf vir my sonde. Ek is vasgenaal op hierdie kruis, Here, ek is besig om te sterf vir my sonde. Terwyl Jesus vir jou sê, maar ek het die prys betaal. Ek het die kruis oorwin, ek het die dood oorwin. Ek het die doderyk het ek oorwin. Ek het die graf oorwin. Al wat jy moet doen, bely my met jou mond, glo in jou hart, en ek sal jou red. As jy vanoggend saam met my net weer wil recommit, as jy nog nooit jou hart vir Jesus gegee het nie, en jy wil net staan daar vir Jesus vanoggend en sê, Here, ek gee vanoggend oor. I surrender this morning, Lord.
Kan jy saam met my staan? Kan jy saam met my staan vanoggend? Ek wil jy moet jou oosluit en jy moet net jou hand uitreik vanoggend. En jy moet vanoggend saam met my bid. Jy moet vanoggend sê, Here Jesus, ek wil vanoggend weer my hart, my hele lewe aan U toewy. Kom neem asseblief U regmatige plek in my hart in, sodat ek vir U 'n bruikbare instrument sal wees. Dankie dat U vir my gesterf het, en dankie dat U opgestaan het, en lewe tot in alle ewigheid. Here, van hierdie dag af, Here, ons het gerecommit, Here. Van hierdie dag af, Here, gaan ons U wil in ons lewe doen, Here. Ons gaan elke tree wat ons gee, Here, gaan ons 'n tree in oorwinning vat, Here Jesus. Ons gaan ons rug op hierdie wêreld draai, Here, want ons weet hierdie wêreld bied vir ons niks, Here. En ons gaan daardie groot opdrag wat U ons gee in Matteus 28 vers 19, waar U sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om al hierdie dinge te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan ons doen, Here. Salf ons lippe, Here. Salf ons tonge met 'n koolvuur van die altaar, Here. Sodat ons tydig en ontydig, Here, U woord en U naam sal verkondig aan 'n verlore gaande wêreld, Here. Dankie, Here, dat ons vanoggend voor U kan staan en net surrender, net oorgee, Here. Want ons weet, Here, wat vir die mens onmoontlik is vir U moontlik, my God. Here, U het moordenaars se siele gered. U het mense baie diep gaan uithaal, Here Jesus. Ons kyk na Dawid, Here Jesus, wat oorspel gepleeg het en het sy siel gered, Here. Niks, maar niks wat ek in my lewe gedoen het, kan my weghou van die liefde wat daar in Jesus vir my is, Here. En ons bid vanoggend in Jesus naam, Here. Eerstens, Here, dat U ons sal help, Here, om hulle te kan vergewe wat U in ons gesondig het, Jesus. Want die woord sê, sonder U kan ons niks doen, Here. Uit myself uit kan ek dit nie doen, Here. En dan vra ek vanoggend, Here, dat U sal my sal help, dat ek myself sal vergewe, Here. Soos daar die dief gedoen het, wat aan die kruis gehang het, Here. En dan vra ek, Here, vergewe U my sonde vanoggend, Here. Want die woord sê, as ons ons sondes bely, U is getrou en regverdig, Here. En ons eer U vanoggend in Jesus naam.